U my nog net die een keer. Soms sê Here, as U my nog net die een keer, dit hierdie keer, ek onthou 'n tyd in my lewe. Ek sit in die Groot Kaap. Ek word gestuur na 'n kursus toe, evangelis. En ek sit daar in die Sunset Hotel. Ek sit hoog in die Kaap Apostels in my. As ek daar by die vensters uitkyk, ek kyk so op Nieuweland Stadium uit, ek kyk op Waterfront uit. En in daardie tyd het ek 'n jong dame geontmoet. En my ma het 19 kleinkinders en 7 kinders. En elke generasie van my bloedlyn is daar 'n tweeling gebore. Want die wat weet ek myself is 'n tweeling. En my ma het 'n probleem met al haar 7 kinders en al haar 19 kleinkinders as Kevin Alma se favorite uncle. Want ek is 'n man, so ek vat my kar, dan gaan ry ek op 'n Sondag na mamma toe na kerk, dan tel ek almal se kinders op, dan vat ek hulle uit, dan entertain ek hulle, want ek het die kinders van myself nie. En mamma vra die vraag, wanneer kom Kevin se dan? En ek ontmoet hierdie dame apostel. En hierdie dame raak swanger. En almal se hoop is, hier kom die twins nou. So die verwagting van die swangerskap is baie groot. Nou, as sy nog nooit getik het hier evangelis, dan kan sy nie van my bemoedig, maar het is om in dit te val. So sy Sarah, as sy nog nooit iemand wat sy lief voor gehet het aan die dood afgestaan het, moet nie van my sê ek verstaan wat is die gaan nie. Ek onthou hierdie dame is 6 maande swanger. En ek is excited. Want ek het 'n leemte in my hart, ek het nou al 'n sokkerklub begin. En ek het 'n klomp kinders elke Sarah om my, want ek het 'n begeerte om net my eie te hê. En ek los hierdie dame. Los ek met my baby suster by die huis, want sy kan nie alleen is nie. Want sy is 'n high-risk swanger. En ek onthou 'n vriend van my wat saam met my in die kamer is, terwyl ek in die sawe is, hoor ek 'n geklop en 'n geskree aan die deur. Terwyl ek die deur oopmaak, sê hy my 'n video call en hierdie dame bel jou. En ek gryp die foon en ek vra, hoekom lyk jy so spierwit in jou gesig? En al wat sy my sê is, sy moet gou maak dat sy by die huis uitkom. En 'n man is maar net 'n man en ek raak bekommerd. En as ek bekommerd raak, dan raak ek moeilik. En ek sê, moenie baie met my praat nie. Sê my wat is fout? Wat bekeer? Ek kom klaar die moeilike tye. Wat nou nog, evangelis? Wat nou nog? Ek vlug dat ek huis toe gaan. En ek kom by die straat af. En ek sien die polisiewen voor my huis staan. En ek het 'n gedagte in my kop wat ek dink wat kan gebeur het. Maar al wat ek my sê, Here, ek kan nie visie, want ek het klaar te veel seer apostel te myn. Ek kan nie deur nog, ek kan nie. Ek het nie spys in my hart om nog seer te hanteer. Ek weet nie hoe sal ek maak as wat ek nou dink waar is hy. En as ek nader gery kom, sien ek mamma se karre. Ek sien haar familie se karre. Ek sien my broer se karre, ek sien almal se karre. En ek begin bekommerd te voel. En al wat ek myself sê, hulle het seker 'n surprise party vir ons. Ek kon dalk stap in die huis. Terwyl ek in die gang afstap, sien ek die bloed op die grond lê. En ek sê, Here, ek kan nie visie. Here, ek is aan lief vir almal se kinders. Ek is aan daar vir almal se kinders. Hoe kan die wel waar wees?
Ek onthou ek kom in die toilet en ek sien die stukke bloed op die grond lê en ek breek in my hart en ek sê, Here, ek kan nie visie. Jy weet, ek maak 'n besluit, jy wil gaan eens kyk, ek sê ek is klaar met die Here. Ek het genoeg gehad. My lewe lang was dit nog net pyn en seer. Ek kan nie meer nie. Ek onthou ek sa Kersmisdag sit ek by my ma in die yard en ek drink my dronk. En ons is lief om mense te oordeel, maar dan verstaan ons nie wat hulle gaan nie. Ek sit in die yard en my ma kom na my toe. Sy vra my kind, sy was in 'n pastoor. Hoekom lyk jou lewe so? Wat sy nie verstaan nie is, ek wil nie dronkie, maar ek soek 'n oplossing. Ek soek iemand wat my kan help. En alle oplossing nou vir my is, ek drink my dronk. Want waar was die Here toe ek al hierdie seer gaan? Ek onthou ek stap huis toe